Groot FM 90.5. Dis ekstra oulik, want ons het tweeling sissies presies identies aangetrek, selfde strikkies in die hare, selfde hempies. Ag, te cute man. So die sissies is Janneke en Jessica en dan Mama Charlene en Papa Jaco, die Venter gesin hier by ons. Welkom julle. Dankie baie. Dit is so lekker om julle hierso by ons te hê. Maar kom ons begin by die begin. Toe die tweeling gebore is. Hulle is gebore op 28 weke. Wat het gebeur? Hoekom moes hulle, jy weet, vroeg met 'n noodkeiser uitgehaal geword het? Ja, hulle was toe nou op 28 weke en dit was dit basies, daai wat hulle sê die twin-to-twin transfusion in dit. Wow. So hulle moet basies gebore word, andersins sou die enetjie bietjie meer gesteel het van die ander enetjie in. Okay. So toe die dokter nou basies besluit, okay nee, dit is nou tyd, laat hulle maar eerder kom. Okay. En alles het goed gegaan? Ja. Alles het goed gegaan met die geboorte? Alles het goed gegaan met die geboorte. Hulle was so bietjie meer as 2 maande in die NICU gewees in dit. Ja. Maar toe het Janneke nou so 'n bietjie bloeding op die brein gehad wat hulle moes onttrek het in dit. Okay, en hoekom het dit gebeur? Het hulle vir julle Dit is maar as gevolg van die vroeë geboorte en dit. Okay. Dit vir dit. Okay. En wat het die vloeis, is dit bloeding of vloeistof, is dit die Is 'n basiese bloederige vloeistof wat. Okay. En hulle het dit toe onttrek, maar toe was daar klaar skade aangerig. Dis So aan watter deel van haar brein en hoe beïnvloed dit haar? Dis basies hulle sê dit is aan die postuur gedeelte van die brein. En so sy is op hierdie stadium met dit is sy spastiese quadripleeg. En Okay. so haar hele liggaampie en dit trek nou basies styf in dit op hierdie stadium. Okay. So die meisies is nou tans 3 jaar oud. En Janneke, sy sukkel nou om basiese goedjies te doen wat 'n 3-jarige doen. Dis nou sit en kruip en loop. Is daar enige ander goedjies in haar vordering wat dit so bietjie terughou het sover? Ja, dit is maar dit en dan spraakterapie of nie spraakterapie, ja, spraak en dit basies is agter al daai tipe goedjies en dit is baie delayed as mense dit so kan sê. So sy woon ook nou fisioterapie 2 keer 'n maand by. Dis reg, ja. Wat doen die fisioterapie dan spesifiek in die Dit is maar sessies? basies net om haar spiere en dit te beheer op die stadium en dit sodat nie kan styf trek en dit laat sy later aan moet operasies hê nie. Okay. So hierdie is dis bietjie meer van 'n preemptive measure half, net om seker te maak sy bly so mobiel as moontlik. Dis reg, Dit ja. van die begin af toe sy hulle daar die gesê het sy het nou die spastiese cerebral palsy toe het hulle ons begin met die behandeling op. Okay. So net om haar te help in vir die toekoms. Ja, so sy is basies al van 6 maande af wat Ja. sy die Okay. fisioterapie kry. En julle ken seker ook in elk geval al die oefeningkies. Is dit Ja, iets wat dit sy is- daagliks doen en dan check julle eintlik maar net in by die fisioterapie? Dis reg, ja. En Ja. so sy gee net basies ekstra goedjies in dit om te kan doen en dit werk bietjie meer hier aan, werk bietjie minder daar Okay. en so. So dit is 2 fyn, hulle is 2 klein fietjies. So op hierdie stadium is dit nog maklik om vir Janneke rond te dra en so, maar hoe kom sy op plekke dan op hierdie stadium? Op hierdie stadium en dit is dit maar basies haar ronddra Okay. en dit of andersins en dit is dit maar soos ons het 'n rolstoel wat ons ook nou basies geleen het en dit Okay. wat ons ook al 'n bietjie meer kan rond en dit of 'n Okay. gewone basies pram basies. Ja, 'n pram vir nou nog, vir want nou sy is nog kleintjies. omdat sy nog klein is. Ja, basies. maar wat ek en Doopie al op hierdie program geleer het is rolstoele moet baie spesifiek vir 'n sekere lyfie gebou word, anders kry hulle ander probleme van in 'n verkeerde stoel sit. Dis korrek, ja. Okay, maar voordat ons nog stoele gesels, Jaco, wat doen jy? Ek werk vir myself, ons doen masjienwerk, enige Okay. ingenieurswerk, staalwerk. Okay. Vir En staalwerk. jy, Charlene? Ek is maar huisvrou en Ja. omdat ek nou voltyds Nie maar huisvrou nie, jy is huisvrou. ek is so want ek moet voltyds en ek kyk na Janneke. Ja. En Jess, as sy in 'n kleuterskooltjie? Nee, nog nie. En ek Okay. kyk nou nog na dit. Ja, okay. En julle beplan, julle wil ook graag stuur. Dis hy ja. En Janneke, Janneke en dit het ons aansoek nou gedoen vir 'n skool in dit in die Krugersdorp area net wat spesifiek dit vir cerebral palsy is. Okay. En dit waar hulle daagliks die fisioterapie gee, spraakterapie en als. Maar hulle het gesê sy is nou 'n klein bietjie jonk en dit so sy kan nou eers van volgende jaar af gaan. okay. So. Maar ek neem aan dit sal dan vir julle
half bietjie meer vryheid finansiëel gee, want dan sit half amper jy betaal net die rekening vir die skool en die ander goedjies word eintlik na gekyk. Dis reg, ja. Okay, so dit is eintlik die droom om haar daar te sit. Dis hy. En dan ook gespesialiseerde mense wat so goed na kan kyk. Dis reg, ja. So ons gaan nou 'n bietjie verder gesels met Ma Charlene en Pa Jaco en hierdie twee klein engeltjies soos wat Nenie gesê het. Wat het jy gesê, viertjies? Ek het gesê twee klein Viertjies wat saam met ons in die ateljee is. Kom ons kyk met ons in die ateljee is Janneke en haar tweeling sussie Jessica en dan Ma Charlene en Pa Jaco. En ons het 'n bietjie gehoor van Janneke wat sy's nou 3 jaar oud, maar net na geboorte het hulle agtergekom daar was 'n bietjie skade as gevolg van bloed en vloeistof wat op die brein was. Ja. So wat cerebral palsy, nee, dit is waarmee sy nou gediagnoseer is. Dis reg, ja. Ons lag nou net, ons praat van die lig af vir die stories wat hulle kyk. So Janneke kyk Cobra Kai, sy hou van regte mensstories. Dis reg, ja. Ag moeder. So, wat op hierdie stadium is julle grootste uitdagings? Ek dink op hierdie stadium en dit is maar basies en dit van die vereiste net van die skool om daartoe te gaan is om 'n buggy te kry. En wat is 'n buggy? 'n Buggy is maar basies 'n rolstoel net maar basies wat bietjie meer gevorder is, 'n bietjie meer goedjies in het en dit om wel stabiel te hou. Okay, vir 'n klein lyfie. Is dit nie daai een wat ook kom met die groter wielietjies bietjie vir meer stabiliteit en sulke goed nie, né? Dis reg, ja. Ja, die buggies is baie oulik. En in terme van koste vir die skool, jy weet wat gaan dit julle uit die sak uithaal? Op wat ons nou gekyk het en dit hulle het gesê, ek dink is omtrent R1000 'n maand. Maar dan is dit nou basies al die terapeute en dit wat Dis stunning actually, né? Dis reg. Dis amazing. Maar sy kort hierdie buggy. Ja. Dis reg, ja. En het julle nou na dit begin kyk? Ek neem aan dit is nie goedkoop ja, ons het nie. ons het al bietjie rondgesoek en dit alles enigiets tussen sê 15000 en 45000. Dit hang maar net Oh my af wat se goodness. tipe. Ja, hulle sal nou met haar moet ondersoek en Ja. bepaal wat vir haar bevoegd gaan wees. So Okay. Jaco, terwyl julle maandelikse uitgawes nou soms jy weet bietjie tot kommerlyn sulke goeders, julle het wel medies, maar die medies dek net 'n sekere persentasie van die goedjies wat sy nou moet deurgaan. Samel julle ook nou heidaglik fondse nou in vir hierdie broodnodige toestel wat Janneke kort om mobiel te wees hierdie buggy, né? En dit obviously soos wat ons nou gehoor het, dis 'n vereiste vir die skool ook. Ons het maar die familie wat help en dan het ons 'n backup buddy account, maar dis maar altyd dieselfde groepie mense wat insit en dis ook nou maar net ook maar familie van vriende. Waar staan julle nou op hierdie insameling? Hoe lyk die dinge nou? Die insameling en dit nog nie veel vir die buggy in dit nie. Ons het maar voorheen dit sy het ook soos 'n staanraam nodig gehad en soos die spaltjies in dit vir die voetjies. Is dit die reverse walker wat die staan? Nee, dit is nou heeltemal nog apart van dit. Hierdie is nou basies 'n frame wat sy nou regop kan staan en wat sy basies so Dit leer haar maar gewig op haar voete. op haar voetjies en haar knieë basies. Okay, sodat haar spiertjies ook kan sterk word. Dis reg, ja. Okay. So wat is die reverse walker? En dit is maar om haar ook bietjie meer mobiel te maak en dit laat sy kan rondbeweeg en dit ook probeer en dit begin die heupe te gebruik en so. Okay, so sy gaan dit nog moet aanleer, Dis reg. maar dit is nog 'n uitgawe wat moet Dis bykom. reg, ja. Op die oomblik is die buggy die grootste enetjie wat nou Ja, dis net om haar net bietjie meer sodat ons haar kan rondbeweeg en dit omdat sy groot. Sorry, ek vra, maar wat sit so buggy mens terug om hom by? Sy tussen 15 en 45000. Wow. Ja. Dis nogals 'n dis 'n ding. Ja. Wat is die verhouding tussen die twee sissies? Hoe's dit? Dis fantasties eintlik in dit. Jessica is op daai stadium in dit wat sy wil sussie help met alles en dit. So sy sal haar probeer help optel of sy bring vir haar goedjies en dit of sy wil haar voer en alles op hierdie. So ons het vriende van Groot FM. Ek dink julle het al sy naam gehoor, Chris Boysen van Wheelchairs on the Run. Was julle by hom gewees of hy by julle? Ja, ek het na hom toe gegaan en dit met Janneke om in 'n buggy te sit en te kyk. En het julle ietsie gesien wat hy kan het werk? hy het maar net eintlik gekyk en dit of so iets sal werk en dit. So hy het nie basies daar was nie op daai stadium en dit een om te kan weer pas nie. Maar wat julle oor gepraat het, hy het geweet wat julle nodig het. Ja, hy weet presies en dit wat hy het self gesê en dit hoorie, dit sal werk nie en dit sal nie werk nie so.
So ons liefste Chris van Wheelchairs on the Run se mense is hier. Hulle het vir ons kom kuier en in die studio bring hulle nou 'n buggy en 'n reverse walker. Alles en hierdie wat nodig is Janneke se. Baie dankie julle. Baie dankie. Hallo guys. So Tabang en Kyle, hulle is ook hierso van Wheelchairs on the Run en hulle het gou seker gemaak al hierdie goedjies is hier voor die familie moet vertrek want hulle is eintlik van die Rodepoort af. Ja. So hopelik is daai en die verligting wat julle nodig gehad het om seker te maak dat daai klein lyfie kan by die skool uitkom en jy weet al die aandag wat sy verdien kan kry. Ek sien ma Charlene, die woorde is nou maar min, Hoor né? jy, en hierdie buggy is gekiet hoor, hy's next level. Dit is absoluut wat sy nodig het en dit gaan soveel gemak aan daai lyfie voorsien. Maar ek wil hê julle moet dit sommer gou gaan toets man. Ja. Moenie wag tot by die huis nie. So Ja. julle is nou hier in die area. Ons het baie goeie vriende wat hierso om ons is en Spur is een van hulle ook. Ons het gehoor julle wil dalk ietsie gaan eet na die tyd en toe Spur, julle is sommer gebless met vouchers om hierdie buggy sommer te gaan vier in styl. So gaan Ja. toets hom sommer nou uit hierso, jy weet, op en af in die Spur en na die speelarea toe en alles. Maar dis nie waar dit eindig nie. Ons het ongelooflike vriende van hierdie show. En ons is so dankbaar dat mense partykeer sê, weet jy wat, I don't want my name read on air. Ek wil anoniem bly, but I have a heart for people. En ons goeie vriend Thys van Sail, hy's 'n groot vriend van hierdie show, het gesê hy weet daar's omkostes, daar's mediese goedjies wat moet gedek word en whatever bykomstighede mense nou aan kan dink nie, mense later voor gaan moet betaal. En van Thys van Sail se kant af wil hy graag vir julle R20,000 se kontant skenk dat julle dit kan aanwend soos nodig vir Baie dankie. Baie dankie. So julle twee engeltjies wat ons op julle skote sit. Ons kan nie wag om in te check nie. Ons check elke nou en dan in met ons jou mense, my mense, familie. Julle is nou deel van die Groot FM familie. En dan kan ons nie wag om te hoor hoe hierdie buggy nou, jy weet, lewe vir julle makliker gemaak het nie, maar ook vir daai klein lyfie wat daar op die skoot sit vir Janneke. En ons kan nie wag om te hoor dat sy gaan skool toe nie en sy kan al hierdie goedjies doen. So ongelooflik baie dankie vir julle dat julle storie met ons kom deel het en dan natuurlik ons amazing vriende by Wheelchairs on the Run. Chris, julle doen ongelooflike werk. Tabang en Kyle wat altyd hier aankom. Ken hulle al. Ja, en hulle is ook altyd van die show. Hulle is al so smiley as hulle hier inkom. Ja. Dit gee vir hulle net so baie vreugde. Ja. En dan Spur natuurlik vir die vouchers. En dan al ons ander vriende, maar ook vir Thys wat net hart het vir mense. Dankie vir daai 20,000 my vriend, ons waardeer jou. Dankie baie. So as jy dit gemis het, ons sal natuurlik hierdie vir jou op ons Groot FM YouTube kanaal ook sit as jy na die tyd die storie wil gaan kyk en saam met ons volg.